Vandag is die 28ste Junie, Sondag die 28ste Junie. Ek wil 'n bietjie met jou praat oor March and March wat in die volgende 2 dae in Suid-Afrika gaan afspeel. En ek wil by jou vra om saam te bid. So kyk tot die einde toe en doen saam met my hierdie gebed in jou hart. Kyk net hoe lekker reën dit buitekant. Moet sê vandag is nogal koud. Sal nie vandag buite op straat wou bly nie. Ongelukkig is dit die realiteit vir baie mense op hierdie oomblik in ons land. In die volgende paar dae gaan ons baie onsekerheid beleef met die March and March veldtog en ek weet dis baie kontroversieel. Maar hier's tog 'n paar dinge wat ek en jy as gelowige moet oorweeg. Ek weet baie mense sê nee, maar hierdie mense is onwettig in ons land en daar behoort nie onwettige mense toegelaat te word in ons land en dis 'n goeie punt. Ek weet baie mense sê ja, maar die buitelanders, hierdie Malawiërs is harde werk en hulle doen die werk wat ander mense nie wil doen nie. So eintlik is ek baie ten gunste daarvan met hulle hier is. Baie voel weer ja, maar die mense bring net kriminaliteit in. Dit is zammas en ons weet wat doen van die mense in die ander lande wanneer dit kom by dwelms en hulle beset ons middestede en eintlik moet hulle net uit. En ek hoor daai stem ook baie. Ek hoor ook mense wat sê en ons weet dit. Dis die regering wat nie hulle werk doen nie. Ons sit met hierdie probleem omdat die regering nie hulle werk doen. En dis waar. En dan is daar baie Christene wat net apaties is en sê, hoorie, dit het niks met my te doen nie. Hier is nie my battle nie. Ek gaan liewer net terug staan en niks daarmee te doen nie. Waar staan jy as gelowige? En ek praat nou met jou as jy 'n kind van die Here is en jy het regtig 'n getuienis dat jy Jesus liefhet en dat jy die mense liefhet wat Jesus liefhet. Waar staan jy? Waar staan ek en jy? Waar staan die kerk vandag? Ek wil graag hierdie een vers met jou deel. In Levitikus 19 vers 33 tot 34 spreek die Here die volk aan en sê, wanneer daar 'n vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle hom nie onderdruk nie. Julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos julleself. Julle was immer self ook vreemdelinge in Egipte. Ek is die Here, julle God. Ek weet hierdie is 'n baie kontroversiële onderwerp en ek weet nie almal wat hierdie video kyk gaan saam met my stem nie, maar hier is die een ding wat ons moet oor saamstem. En dit is, ons as kinders van die Here kan nie een kan staan en sê this is not my battle. Ek roep jou op om saam met my te bid. Kom ons bid vir ons land. Kom ons bid vir ons regering. Kom ons bid vir kalmte rondom hierdie March and March veldtog. Ek weet nie wat die mense se agenda is nie. Ek kry nie genoeg daaroor opgelees nie. Al wat ek weet is onskuldige mense kan ons redeneer, maar mense pa soos ek, ma's, dalk soos jy, ouers, kinders is ontwrig, is doodgemaak alreeds in ons eie land. Ons kan nie toestaan en toe kyk hoe dit gebeur. Ek kom pleit nou by jou. Wil jy nie saam met my nou bid vir ons land? Wil jy nie saam met my 'n gebed in jou hart doen en vir die Here pleit vir kalmte nie? Ek voel soos jy, magteloos. Wat kan ek doen? Ek kan niks doen nie, maar ek en jy kan iets doen en ek kan jy hierdie een kragtige ding doen. Ek en jy kan bid. En ek wil jou nooi om nou saam met my 'n gebed te doen vir ons land. Kom ons bid saam. Vader, U weet in die volgende 2 dae gaan ons net nog meer onsekerheid in ons land sien en ek kom pleit by U in die naam van ons Here Jesus. Kom gee kalmte in ons land, Here. Ek weet ons gelowiges, mense wat 'n beter heenkome gesoek het in ons land en nou word hulle verwil. Hulle bly in stadsale, hulle bly op die straat terwyl dit koud is en dit reën daar buitekant. Here, en hulle het nie kos nie. En Here Jesus, ek weet nie waar hulle is nie en ek wil so graag help en betrokke wees, maar Here, die onsekerheid maak ons dood. En ek kom vra, ek kom pleit by U vir kalmte, ek kom pleit by U vir rustigheid, ek kom pleit by U vir regverdigheid. Here, kom gee ons wysheid as gelowiges, as kerk, ook hoe om op te tree in hierdie tyd. Here, ons weet nie wat om te vra nie, maar ons kom bid vir uitkoms in hierdie oomblik. Kom seën ons land. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy hierdie video gekyk het. Mag die Here vir ons as land seën. Mag die Here vir ons uitkoms gee. Mag die Here vir al ons as gelowiges 'n kans gee om Jesus se lig te wees in hierdie donker wêreld. Hierdie mooi land van ons, Suid-Afrika, maar hierdie donker wêreld. Dankie dat jy saam bid. Die Here seën.